graag ons lees uit Handelinge 1 vers 8 tot 9. Jesus het vir die disippels 'n boodskap gestuur. Hy gesê vir hulle moet die volgende dag vir hom, vir Jesus, ontmoet buitekant Jerusalem op die berg, die Olijfberg. Want hy wil vir hulle daar groet. Want het tyd geword dat hy teruggaan na die Vader. Moes lees dit so. Nou, julle onthou dat Jesus het na hy opgestaan uit die graf lewend geword het Jesus vir nog 40 dae gebly hier op die aarde. En elke dag met Jesus besoek disippels en ander gelowiges om te wys vir hulle, hy leef, hy het opgestaan. En Jesus het gereeld besoek binne daardie 40 dae vir die disippels om vir hulle die laaste te leer. Dat hulle nou verstaan alles. Dat hy waarlik seun is van God. En dat God die Vader vir hom die lewe gemaak het. En dat Jesus nou opvaar om vir ons, almal wat glo, te gaan plek voor te berei. Want Jesus het gewaarsku. Julle moet onthou dat God die Vader het besluit hierdie aarde gaan hy tot ons kwaad vir die sonde van hierdie wêreld. Maar hy gee tyd vir mense om te bekeer en terug te kom en te glo in Jesus. So Jesus sê, so weet nou, dat hy gaan plek voorberei van almal wat glo. Hy kom terug en dat is die woord. Dis wat ek hier lees. Maar nou, belangrik, toe Jesus hulle groet hierdie oggend, gee Jesus vir hulle die laaste opdrag. En die laaste opdrag, Jesus sê vir hulle, julle moet nou gaan getuig. Getuig. Nou, Matteus het ook geskryf van hierdie gebeure by die hemelvaart. En Matteus het geskryf ook dat Jesus gesê het, toe hy opdrag gegee, gaan getuig, gaan maak disippels. Leer hulle alles wat ek Jesus geleer het en doop hulle in die naam van die Vader
Seun en die Heilige Gees. So, Jesus gee 'n laaste opdrag. Gaan getuig. Gaan getuig, vertel wat ek, Jesus, geleer het vir julle. Nou is die vraag, hoekom? Hoekom moet hierdie disippels gaan getuig? Hoekom? Ja, want hulle sê dat ander mense ook sy skape kan wees, kan inkom in die kraal en gered word. Ja, nou, ons moet besef, toe Jesus hier was, hy het gepraat met Jode en die Romeine, wat gewoon het rondom Jerusalem, Judea area, Samaria area, het Jesus besoek en gepreek. So alleen daar die mense het gehoor van Jesus. Die res van die wêreld niks gehoor. So Jesus sê nou vir hierdie disippels, dat hy, Jesus, het klaar die boodskap gegee vir hulle en die ander mense hier in Jerusalem, Samaria, Judea, maar julle moet nou verder gaan. En ander tot aan die einde van die wêreld. Al die lande, al die mense besoek en vertel van Jesus. En God die Vader het tyd gegee dat dit kan. Want om te besoek die wêreld gaan, het tyd gevat. Die tyd, want ek kan gehad nie, vliegtuig gehad om vinnig en te vertel nie. Hulle is loop. Hulle is klein bootjies oor die see vaar om te gaan vertel. En Paulus was die eerste wat verder gegaan het met 'n woord te gaan vertel. En toe Paulus gegaan het, want hy het 'n klein gedeeltjie van Europa besoek. Rome en die Griekenland en so, maar nog nie verder. So verder het tyd gevat. Nou vandag, amper die hele wêreld weet al van Jesus. Maar baie mense verstaan nie. En baie mense glo nog nie. En volg nog nie vir Jesus. So hoekom nie? Omdat die disippels getuig. Omdat Jesus wil hê die hele wêreld moet weet. En julle sal onthou, toe Jesus begin preek het, sy eerste woorde was, wat ons lees in Johannes 3 vers 16. Waar Jesus gesê vir hulle, God die Vader, hierdie wêreld en al sy mense so lief,
Hy wil nie hê almal verlore gaan nie, maar gered word. En daarom het hy gestuur sy seun. Nou dis hoekom Jesus het hê die disippels moet gaan. Hulle moet gaan doen wat God die Vader beveel het. Gaan na die hele wêreld en vertel vir hulle liefde. God se liefde vir hulle. Dat God hulle wil red. Nou, twee. Wie moet getuig? Wie? Ja, Aaron. Ja. Die eerste wat die opdrag gekry het, was die eerste disippels. So Jesus het gesê vir hulle, julle moet getuig, gaan. Maar julle moet daardie mense disippels maak. Maar wat doen 'n disipel? 'n Disipel glo in Jesus Christus. 'n Disipel volg vir Jesus Christus. Doen wat Jesus leer. En 'n disipel maak disipels. 'n Disipel getuig. So vandag, baie mense besef nie, hulle is disipels. Mense dink, ons is Christene. Ons is gelowige mense. Dis al. Nee. Jesus sê, ons wat glo, wat sê, ons is Christene, ons is disipels. En ek dink, mense besef dit nie mooi nie, of vergeet, ons, elkeen, julle, is disipels van Jesus. En Jesus sê ook vir julle en my, ons, julle, gaan vertel, getuig. En hoe getuig? Ek sal nou 'n bietjie verduidelik. So, wie moet getuig? Die eerste disipels, maar al die disipels daarna, ook ons. Ons moet ook getuig. Nou, die Here stuur vir julle na dowes toe. Want daar's baie dowe mense. Wat nie, hulle het al gehoor of verneem van Jesus, maar weet nie mooi nie. Verstaan nie mooi nie. Volg nie, glo nie, dien nie vir Jesus. Baie dowes is nog verlore. En Jesus sê, julle moet gaan getuig aan dowes. Verduidelik vir hulle, vertel vir hulle van Jesus. Goed. Vir wie? Vir wie of na wie? Klaar gesê, julle word gestuur na dowe mense. Nou Jesus sê, hy stuur julle te begin by julle vriende, familie, mense wat julle, dowe mense wat julle ken. Praat eers dan met hulle, want julle weet watter dowes ken vir Jesus. Julle weet watter dowes volg vir Jesus. Maar julle weet ook watter dowes afgedwaal. Leef in sonde. Volg nie vir Jesus.
Jesus sê, ons moet omgee vir hulle. Ons moet hulle nie los nie. Nee. Want door die duivel maak dat ons met mekaar stry en kies net persone waarvan ons hou. Daar nie waarvan ons nie hou nie. Jesus sê nee. Ons moet kies hulle wat ons van hou, maar ook daar. Want daar die persone waarvan ons nie hou nie, kan verander. Ook vir Jesus volg. En as Jesus sy lewe verander, so begin hou van ook. En ontdek dat hy is ook 'n vriend. So, ek dink dat ek besef die tyd van Jesus se terugkom is baie naby. As ons sê wat en verneem wat gebeur nou in die wêreld, wat my. Dis alles tekens wat Jesus gesê het, as dit gebeur, ons weet, sy terugkoms as naby. En ek het bekommerd oor mense. Daar sê 2 of 3, as 4, dowe gemeentes. Hierdie, die Gloria, door Jacob, wat soek, eers gebouw nie, maar soek. En wat moest dan, wat verskillende opdracht, AGS, hulle het ook saam, hulle werk saam, maar iemand nou is. Dis aan. Maar daar is baie dowes, wat buite baie lang. En ons moet moeite doen om te gaan soek vir hulle. Kontak te maak. En met hulle praat oor Jesus. Dit moet kom kerk toe. Kom leer van Jesus. Nou, volgens hy, hier is die belangrikste. En ek wil voortoe vir julle meer en meer leer hoe om te vertel. Van baie Christene, van gelowiges, die bang om te vertel, weet nie hoe te begin nie. Ek wil vir julle leer, ek moet vir julle leer. Jesus het my opdracht vir my gegee. Ek moet vir julle leer hoe om disciples te wees. Die disciple wees beteken, ek moet vir julle leer hoe julle lewe moet verander, en julle sonde los, dat julle meer en meer vir Jesus volg, maar ook, ek moet vir julle leer hoe om te getuig. Want julle ontmoet ander dowes. En daar is 'n gemeente te praat oor Jesus. Daar is 5 belangrike dinge wat ons moet begin as ons getuig. Ek vertel. Voor die eerste. Die eerste wat ons moet praat met ander. God is lief vir jou. Mense begin partykeer verkeerd. Hulle begin sê vir daardie persoon, jy het verloor, jy gaan na haar toe. Jy moet klein word, jy het verkeerd. Nee. Jesus sê, vertel eers vir hulle
van God die Vader se liefde. En dis hoe Jesus begin. God die Vader is lief vir hierdie wêreld en mense, want hy het hierdie wêreld gemaak. En jy kan dan daarop so sê, God die Vader is lief vir jou, hy weet alles van jou, hy het jou gemaak. Jy miskien besef dit nie, maar hy het jou gemaak, hy is lief vir jou, en hy wil jou help, jou red. Dit is die eerste vertel van God die Vader se lief. Tweede, as ons klaar vertel het hom dat God die Vader is lief vir hom, kan ons sê, ja, maar miskien jy het nie vergeet dan. Miskien jy weet het nie. Miskien jy besef dit nie. En baie ander mense vergeet dit of besef dit nie of weet dit nie. So ek wil gou vir jou vertel, ja, God is lief vir jou. En hy wil nie hê jy moet vergeet van hom nie. Of nee. Nee. Derde. So, omdat jy ander vergeet van God, is julle verloor. En kom verloor. Want as julle hom vergeet, wegdraai en jy leef soos jy wil, begin jy leef in sonde. En sonde maak dat God jou liggaam straf verhoog. Maar onthou, die eerste, God die Vader is lief. Hy wil jou nie straf nie. Hy wil nie hê jy moet verloor gaan nie. Daarom het gekom om vir jou te soek, te roep, bekeer kom terug. 4. So God wil nie straf jou. God die Vader wil jou red. En daarom het hy gestuur sy seun Jesus. Want Jesus vat jou sonde straf af. En Jesus was vir jou skuld. En Jesus vat die straf aan die kruis sterf, sodat ons nie sterf. En dan moet ek vertel, ja, Jesus soek vir jou ook. En Jesus roep ook vir jou om te glo en te bekeer terug. En in die 5de, die laaste, Jesus sê, glo, bekeer, kom terug, leer van hom en volg vir Jesus. En as hy dan sy hart opmaak, met sê ja vir hom, en nooit vir hom te kom, sal kijk, hier kan jy leer, en by Jesus volg. Hierdie is die 5 belangrike punte waarmee ons so getree gesprek begin. Ons kan ook meer vertel wat is die begin. En ek het hier laat vir jou uitdeel. So leer dit. Want jy weet nooit wanneer Jesus jou kan gebruik om te getuig. Jesus sal stuur persone op jou pad. Dat daar 'n persoon
En jy kan vir hom sê, wat weet jy? God is lief vir jou. Weet jy, hoe jy so sukkel, of jy so baie probleme het? Weet jy, omdat jy vergeet het van God. Jy het weggeloop. Maar as jy lief vir jou, hy roep jou terug. Om jou help. En so kan jy begin 'n gesprek. Terspyt. Is dit nodig dat ons moet gaan getuig? Is dit? Ja. Want eerstens, Jesus se opdrag. As ek dit nie doen nie, dan is ek ongehoorsaam aan Jesus. Dan sê ek kan julle vir Jesus, nee, ek wil nie gaan. Ja. So dit is nodig, omdat Jesus het gegee daardie opdrag. Gaan getuig. Maar is ook nodig, omdat Jesus het gewaarsku vir die disippels en vertel, voorskryf nie. Jesus het vir hulle gesê, onthou, ek gaan op Vader en daaglik plek voorberei om vir julle te kom haal. Maar dis nie al, wanneer hy terugkom, sê Jesus, gaan hy oordeel, hy gaan skeiding maak, skeiding, mense wat glo, en die kant, mense wat nie glo, wat hom verwerp het, skeiding, daardie mense, gaan saam met hierdie wêreld, wat boos gegooi word. Daarom is dit nodig. En Jesus sê, as ons nie gaan getuig nie, en vertel nie, en daardie persoon gaan verlore, as wat my julle te skuld. Want as ons getuig, hulle kan gered word. As ons nie getuig, sal hulle verloor. En Jesus sê, keer dit. Maar as julle getuig, en daardie persoon dan geweg, dan het ons. Dan het ons probeer. As ons nie skuldig, as hy verloor gaan. En dan sal Jesus vir hom sê, jy onthou, daai persoon het getuig vir jou, het hulle weggejaag. So moenie nou kom sê, ek het nie gebeur. So, het is nodig, omdat Jesus opdrag gee, het is nodig, omdat ons weet, Jesus opdrag, en hy gaan dit nou doen. Ons moet probeer om te red. Soos Jesus ons hier opdrag gee. Gaan getuig. Bid en vra vir Jesus, wat wie moet jy gaan vertel? En hoe moet jy gaan vertel? Dan gaan later, weet ek na boodskap gee, waar Jesus hier leer, ons moet nie bekommer oor, gaan ek sê, die Heilige Gees, ja, die Heilige Gees gee woorde. Nog elke keer, as ek getuig, praat, agterna, ek verbaas, wat ek gesê het, ek weet nie eens waar die woorde, hoe het dit gekry? Sê ek, ja, die Heilige Gees het daardie woorde in my kop gegee, dat hy kan sê,
ons Here, Vader, Here Jesus, ons aanvaar u opdrag. Ons is ook u disippels. En ons wil gaan getuig. Stuur vir ons na ander Thomas om te vertel van Jesus, wat hulle ook bekeer terugkom en vir Jesus volg. Gee vir ons te gewillig wees en die woorde wat ons moet vertel. Ons bid dat u deur die Heilige Gees sal werk nou in ander Thomas se harte, bedinke, hulle harte, gedagtes, dat hulle sal begee om meer te weet van Jesus. En dat hulle sal bekeer terug. Dat hulle sal glo in Jesus Christus. Sodat hulle nie verloor gaan. En dit wat ons wonder in die naam van Jesus, ons Here, ja, ons loof u Vader vir u liefde. Om nie te straf nie, maar te red. Dit moet en wil ons gaan vertel. Help vir ons. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Ons Here.